Die opstanding. Kom ons lees saam uit Markus 16 vanaf vers 5. En toe hulle in die graf ingegaan het, sien hulle 'n jong man met 'n lang wit kleed om, aan die agterkant, aan die regterkant sit, en hulle het baie geskrik. En hy sê vir hulle, moenie verskrik wees nie, julle soek Jesus, die Nasareëner, wat gekruisig is. Hy het opgestaan, hy is nie hier nie. Die woord van die Here sê vanoggend, hy sê vir hulle, moenie verskrik wees nie, julle soek Jesus, die Nasareëner, wat gekruisig is. Hy het opgestaan, hy is nie hier nie, daar is die plek waar julle hom neergelê het. Maar gaan sê vir sy disippels en vir Petrus, dat hy voor julle uitgaan na Galilea, en daar sal julle hom sien, soos hy vir julle gesê het. Jesus het opgestaan, en dit is die opstanding wat ons vanoggend gaan vier, en gaan sê, dankie Here, dat hy opgestaan het. Die betekenis van Jesus se opstanding vir die gelowige, vir opstanding van Jesus beteken vir ons as kinders van die Here, as gelowiges verskillende dinge. Ten eerste, dit bevestig Jesus sy ewige goddelike seunskap. Die opstanding bevestig Jesus sy ewige goddelike seunskap. In Romeine 1 vers 4 lees ons, en na die Gees van die heiligheid met krag verklaar is as die Seun van God, deur die opstanding uit die dode, Jesus Christus ons Here. So die opstanding het veroorsaak dat die Gees van heiligheid met krag verklaar word, Jesus die Seun van God, deur die opstanding van die dode, Jesus Christus ons Heer. So dit verklaar dat Jesus sy ewige seunskap. In Matteus 12 vers 38 lees ons, toe spreek sommige van die skrifgeleerdes en die fariseërs en sê, meester, ons wil graag 'n teken van u sien. Julle sien die fariseërs en die skrifgeleerdes, hulle vra Jesus, ons wil 'n teken sien, ons soek 'n teken, ons glo nie alles nie, ons weet nie wat, maar ons soek 'n teken. Hoor wat antwoord Jesus, maar Jesus antwoord en sê vir hulle, julle slegte en onoverspelige geslag, soek na 'n teken, en geen teken sal aan hom gegee word nie, behalwe die teken van die profeet Jona. Vers 14 sê, want soos Jona 3 dae en 3 nagte in die buik van 'n groot vis was, so sal die Seun van die mens 3 dae en 3 nagte in die hart van die aarde wees. So Jesus sê vir hulle, die teken wat ek julle gaan gee, is soos Jona, wat 3 dae en 3 nagte in die vis was, so sal die Seun van die mens 3 dae en 3 nagte in die buik van die aarde wees. Maar dit beteken ook, Jesus sal sterwe en na 3 dae sal hy opstaan. Dit is wat Jesus vir hulle gesê het, soos Jona, die teken wat ek vir julle gee, is die teken van die profeet Jona. Dit is wat hy vir die fariseërs en die skrifgeleerdes gesê het. In Johannes 2 vers 18 het die Jode vir hom gevra. Toe antwoord die Jode en sê vir hom, watter teken toon u aan ons, dat u hierdie dinge doen? En Jesus antwoord en sê vir hulle, julle breek hierdie tempel af. Hulle breek hierdie tempel af en 3 dae sal ek dit opbou. Here sê vir hulle, julle breek aan hierdie tempel afbreek en in 3 dae sal ek dit opbou. En die Jode, die skrifgeleerdes het gesê, wat 'n teken wil ek hê? En Jesus sê vir hulle, die profeet Jona. Vir die Jode vra hy, wat 'n teken wil hy sê? Hy sê, breek die tempel af en 3 dae sal ek dit opbou. En hulle sê, 46 jaar het ons gebou aan hierdie tempel. En waar kan jy nou kom en sê, in 3 dae sal jy dit afbreek en weer opbou? Jesus sê vir hulle, dit is my liggaam. As my tempel, my liggaam gee ek vir julle. En in 3 dae sal ek in die wees en ek sal opstaan uit die dode. So Jesus het vir die fariseërs geantwoord. Jesus het vir die Jode geantwoord. Jesus is die ewige Vader, die ewige God. Hy is God. En die opstanding bewys dit, dat hy die Seun van God is. Jesus is die Seun van God. Vir ewig en altyd, en ons het geen meer twyfel daaroor nie. Kan ons gemeente sê, amen, dit is so? Wat is die betekenis vir ons, sy kinders?
Vir ons het hy sy gees gegee. Ons het 'n verhouding met die Here. In Romeine 8 vers 11 lees ons, en as die gees van hom, wat Jesus uit die dode opgewerk het, in julle woon, dan sal hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame maak deur sy gees wat in julle woon. Die Here Jesus sê, as die gees van hom wat Jesus uit die dode opgewek het, dieselfde gees wat Jesus by die opstaande dag uit die dode opgewek het, woon in ons. En daarom weet ons, as daardie gees in ons woon, dan sal ons ook opstaan. Dit verseker vir ons van 'n geloofsbasis, 'n vaste fundament. Die opstanding van Jesus gee vir my en vir jou 'n vaste fundament, 'n geloofsbasis. In 1 Petrus 1 vers 21 lees ons, julle wat deur hom glo in God, wat hom uit die dood opgewek het en hom heerlikheid gegee het, sodat julle geloof en hoop op God kan wees. Net God alleen kan uit die dood uit opwek. Petrus sê, julle wat deur hom glo, deur Jesus glo ons in God, wat hom uit die dode opgewek het. Ons glo dat God Jesus uit die dode opgewek het en hom heerlikheid gegee het, sodat julle geloof en hoop op God kan wees. Net God alleen kan uit die dode opwek. En dit, die opstanding wat ons vandag vier, verseker ons 'n geloofsbasis. Dit is die basis waarop ons geloof is. Ons geloofbasis is nie op mense nie, ons geloofbasis is niks nie, is net op Jesus, die opgestande Jesus. Amen. So dit is waar ons geloofbasis, ons wat kinders van die Here het 'n geloofsbasis, wat op Jesus verseker is. Dit verseker ons ook dat van 'n wedergeboorte. So dit gee vir ons 'n geloofsbasis. Dit verseker ons van 'n wedergeboorte. Ons wedergeboorte word verseker. In 1 Petrus 1 vers 3 lees ons, geseënd is die God en die Vader van ons Here Jesus Christus, wat na sy groote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het tot 'n lewende hoop deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode. Die opstanding van Jesus Christus wat uit die dode uit opgestaan het, dit gee vir ons die versekering, ons die wedergeboorte geskenk het. Die wedergeboorte, om weergebore word geskenk aan ons, volgens 1 Petrus 1 vers 3, deur Jesus wat opgestaan het uit die dode. So die opstanding van Jesus verseker ons die wedergebore, dat ons weergebore is. Hoe word jy weergebore? As jy Jesus aanneem as jou saligmaker en jou verlosser, dan word jy weergebore. En dit word verseker die wedergebore deur die opstanding. Amen. Die opstanding maak vir ons 'n versekering van ons wedergeboorte. Ek wil hê dat ons nooit weer moet twyfel nie, dat ons is wedergeboorte, die wedergebore, die basis is die opstanding en die wedergeboorte word bevestig deur die opstanding van Jesus Christus. Dit gee vir ons geregtigheid. In Romeine 4 vers 25 lees ons, wat oorgelewer is terwille van ons misdade en opgewek is terwille van ons regverdigheid, regverdigmaking. Die regverdigmaking van ons voorsien ons van dit is die regverdigmaking van ons dat ons help om te geregtigheid bring. Die Here Jesus wat oorgelewer is terwille van ons misdade, wat opgestaan het, dit verseker ons die regverdiging. Ons is regverdig deur wat? Deur ons dade? Nee. Ons is geregverdig deur wat? Deur die opstanding van Jesus. Ons is geregtig om God voor God te staan as gevolg van die opstanding. Dit voorsien van ons hoëpriester. In Hebreërs 3 vers 10 lees ons, want dit het hom betaam, terwille van wie alle dinge en deur wie alle dinge is, as hy baie kinders na die heerlikheid wou bring, om die bewerking van alle saligheid deur lyde te volmaak. Deur die lyde te volmaak, Jesus voorsien ons van 'n hoëpriester. Dis hoekom die Bybel sê dat ons is bevoorreg om voor ons hoëpriester kan staan. Ons is nie meer onder veroordeling nie. Ons kan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, waar ons hoëpriester daar is, om ons
gebede te antwoord. Ons lees dit in Hebreërs 1 en 2 en 3. So, dit is wat die opstanding van Jesus vir ons bewerkstellig. Christus as seun van die mens, bo die engele, is hoëpriester en kan medelee met ons swakhede het. Omdat Jesus Christus uit die dode opgestaan het, is hy ons hoëpriester en hy kan medelee met ons swakhede het. Jesus het medelee met ons swakhede. Jesus, ek het mos laas vir julle gesê, God laat ons nooit alleen nie. Hy is daar vir ons. Hy het medelee met ons swakhede. Elkeen van ons het 'n manier van swakhede, maar die opstanding van Jesus maak dat ons weet dat ons 'n hoëpriester. Hy het opgestaan. Hy het nie in die graf gebly nie en daarom kan ons weet dat hy medelee met my en vir jou het. Hy weet waardeur ons gaan. Hy ken ons omstandighede. Miskien is ons omstandighede as gevolg van dinge wat gebeur het. Miskien is ons omstandighede as gevolg van ons eie goeders, maar ons hoëpriester is daar en ons kan vrymoedigheid hê om na hom toe te gaan, sodat ons gered kan word, want hy het opgestaan en dis waarvoor ons kan weet dat hy opgestaan het. My en jou opstanding, die opgestane Jesus het ook dan gemaak dat ek en julle ook gaan opstaan. Ons het 'n hoop. Ons hoop nie net oor hierdie wêreld nie. Ons lees in die Bybel die wêreld hier op die aarde is baie kort. As jy net op hierdie wêreld vertrou, dan is jou vertroue maar min. Want daar is 'n opgestane Jesus wat vir ons 'n plek berei het. Ons weet dit in die woord van die Here sê dit. Ek gaan hom vir julle plek te berei. En as ek gegaan het, sal ek kom en ek sal julle daar neem waar ek is. In 1 Thessalonisense 4 vers 14 sê, want as ons glo dat Jesus gesterwe en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, saam met hom bring. Vers 17, daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lug, en ons sal altyd by die Here wees. Die opgestane Jesus maak dat ons ook kan weet, dat ons, my en jou, dit verseker my en jou se opstanding ook. Wanneer ons sterf, gaan ons nie in die aarde bly nie. Jesus gaan kom om ons te kom haal. Wat 'n wonderlike boodskap is dit, die evangelie, die goeie nuus van Jesus. Die goeie nuus van Jesus is, vir ons wat miskien deur moeilike omstandighede gaan, Jesus het al klaar vir ons 'n plek berei. Die opstanding van my en jou is verseker as ons aan die Here glo, dat wanneer hy kom om ons te kom haal, dat ons vir altyd by die Here kan wees. Is dit nie iets waar ons kan na uitsien nie? Dis hoekom dat die Bybel sê, ons treur nie so sommige wat geen hoop het nie. Ons hoop is in die lewe. Ons hoop is in die opstanding van Jesus. Ons is geseënd, want ons weet dat ons hoop is by die Here. Nou wat van die ongelowiges? Die Bybel praat ook van die ongelowige mense. En daar praat hy in Openbaring 20 vers 5. En die ander dode het nie herlewe totdat 1000 jaar voleindig was nie. So in Openbaring sê hulle, en die ander dode, dit is die mense wat nie in die Here glo nie, het nie herlewe totdat 1000 jaar verby is nie. Dit is die eerste opstanding. In Matteus 25 vers 46 lees ons, en hulle sal weggaan in 'n ewige straf, maar die regverdiges in 'n ewige lewe. Die opstanding van Jesus maak 'n verskil tussen ons en die ongelowige mense. Ons gaan heen in 'n ewige lewe en hulle gaan heen in 'n ewige straf. So ek wil vir julle aanmoedig en maak seker dat julle mense is wat glo aan die Here, dat julle kinders van die Here is, dat die opstandingskrag van God is vir sy kinders. Die opstandingskrag is vir die kinders van die Here en God se plan met ons is dat ons by die Here sal leef. Die mense wat nie aan die Here glo nie, en dit is hoekom ons belangrik is. Julle weet ons hou van evangelisasie. Hierdie opstandingskrag, hierdie wat ek praat van Jesus se opstanding is ook belangrik vir ons sodat ons kan seker maak dat ons familie, ons kinders, ons vrouens dat ons by die Here uitkom.
Die opstanding van Jesus. Ons moet preek oor die opstanding. Ons moet hulle vertel dat Jesus het opgestaan. Hy lewe, soos hulle in Markus gesê het. Hy het opgestaan. Hoekom? Sodat ons kan opstaan eendag. Sodat ons kan weet dat ons dit bewerkstellig ons wedergeboorte. Dit bewerkstellig die dinge wat vir ons saak maak. So ek het nie 'n lang preek vandag nie, maar ek dink dit is 'n belangrike preek. Ek dink dit is belangrik dat ons moet verstaan in ons harte, wat beteken die opstanding? Dit verseker ons van 'n geloofsbasis, ons het 'n geloofsbasis. Julle weet, mense wat nie die Here dien nie, hulle sukkel om te verstaan. Ek het julle al vertel, maar vergewe my, ek het eendag met 'n man gepraat, en hy sê, jy weet Henry, ons glo nie soos jy nie. Ek sê, nou maar, hoe glo jy? En hy vertel my, en hy begin vertel, en hy praat 'n klomp nonsens, hulle praat van ander goeters, en die en dit, en ewe skielik toe bly hy stil, en hy sê, wel, ek dink, dat jy dink, ek is seker laf om hierdie goed te glo wat ek nou praat. Ek sê vir hom, nee, ek dink nie jy's laf nie. En toe ek al wegry, toe besef ek, dat hierdie man het nog nooit gehoor waaraan hy glo nie. En dis hoekom hy geglo, dis hoekom hy vir my vra, dat ek is seker laf om te dink, dat hy dit glo. Dis hy self wat besef het, hey, maar ek glo mos nou nonsens hierso. Ek glo mos nou nonsens, ek glo mos nou aan, hulle glo dat as hulle doodgaan, dan word hulle glo so, as jy doodgaan, en as 'n vlermuis verbykom, dan gaan jou gees in die vlermuis, en daai tipe van goed glo hulle. Kinders van die Here, ons is bevoorreg, ons glo aan 'n opgestane Jesus. Ons het 'n geloofbasis. Ons glo en ons weet dat die opstanding bring wedergeboorte. Ons weet dat die opstanding bring vir ons dat ons by die Here gaan wees. God se plan vir ons is baie groter, en dit word alles bevestig deur die opstanding. Ek het hierdie opstanding in die Bybel net 'n paar verse gekry daar. Wat beteken die opstanding vir my en jou? Dis baie meer as dit. Ek het net gedoen, dink laat ek net hierdie 5 goedjies vanoggend met julle bespreek. Die opstanding is dan 'n geloofsbasis. Die opstanding is ons geregtigheid voor God. Die opstanding maak dat ons 'n hoëpriester het, en die opstanding bring ook ons opstanding. Mag die Here ons seën. Mag die Here in ons hart vasmaak dit wat die opstanding vir ons beteken. Ek wil bid dat nie een van ons anders te sal uitgaan as wat ons ingekom het nie. Ek wil bid dat die opstanding in ons lewe 'n werklikheid sal wees, 'n geestelike werklikheid. Al wie ons kan oortuig is die Gees van die Here. Die Gees van die Here weet. Julle weet, ons het mos 'n verstand, en die verstand werk, maar die Gees van die Here, dit help niks dat ek preek, maar die Gees van die Here dring deur tot jou gees, en dis hoe jy kind van God is. En die opstanding is 'n geloofsbasis vir die laaste keer. Die opstanding bring wedergeboorte. Ek is weergebore. Soos in die nag het Nikodemus na Jesus toe gegaan en sê, Jesus, hoe moet ek die ewige lewe beerwe? Jesus sê, jy moet weergebore word. Met Nikodemus sê, maar hoe kan ek weergebore word? Ek is dan gebore. Moet ek teruggaan in my moeder se skoot? Hy sê, nee, wat die gees is gees, wat die vlees is vlees. So ons vlees moet wedergeboorte word. En wat behels dit? Die opstanding maak verseker dat ons wedergebore is. En die opstanding gee vir ons geregtigheid. Ons is geregtig nie deur ons eie dade nie deur ons dinge nie, maar deur die opstand van Jesus om geregtig voor God te kan staan. Die opstanding gee vir ons 'n hoëpriester. 'n Hoëpriester wat medelee met ons het. En dit is hoekom Jesus vir ons gesterf aan die kruis. Die opstanding maak dat ons ook eendag gaan opstaan. Die Here gaan weer kom, en die meeste van ons verwag mos die koms van die Here. As die Here se koms, as die Here vertoef om te kom, en ons gaan te sterwe kom. Sterwe is maar net 'n oorplasing na die opstaan. Ons gaan ook opstaan. Jesus het dit vir ons bewerkstellig. Dit is die woord van die Here. Kom ons bid saam. Here, dankie vir u woord. Dankie Here dat ons as gevolg van u woord, eintlik as gevolg van die opstanding, die graf is leeg, dat ons 'n geloofsbasis kan hê, dat ons wedergeboorte kan smaak,
dat ons 'n hoëpriester het, en dat ons ook eendag gaan opstaan wanneer ons te sterwe kom. Die wat in Jesus Christus sterwe, gaan opstaan by die opstanding van Jesus. Amen. Maar terwyl ons nog nie in die opstanding is nie, terwyl ons hier op die aarde is, het ons ook 'n werk om te doen. Ons moet seker maak dat ons saak met God reg is, en ons moet 'n voorbeeld wees, en ons moet die broers en susters wat om ons is. Die beste ding wat jy vir iemand kan gee, is om hulle te vertel van Jesus. En hoe? Deur die opstanding van Jesus. Jesus het opgestaan. Vir die opstandingsdag is vir baie mense ook 'n belangrike dag. Vir iemand wat die woord vandag ontvang het, wat opgestaan het uit sy dinge. Onthou, wanneer ons volgende jaar oor die opstanding preek, kan jy sê, hierdie dag van die opstanding, het ek ook opgestaan. Ek het opgestaan want God het met my gepraat en hy het met my hand gevat en my opgelig. Julle weet, Reinhard Bonke, hulle op 'n stadium, ek sluit nou af, dis die laaste, op 'n stadium het hulle baie gepraat oor kondome en hulle het gesê you must condomize. En dis wat hulle in die skole versprei het en selfs kondome in die toilets gesit en selfs oral rond. En toe hulle vir Reinhard Bonke vra oor hierdie goeters, toe sê hy, kondome is nie die antwoord nie. Die opgestaande Jesus is die antwoord, nie kondome nie. Kondome is nie die antwoord nie. En hy sê vir hulle, a man on a sinking ship don't need a tranquilizer. Kondome en goed is soos tranquilizer. Ons het die Here nodig. Nie kondome nie, nie daai goede wat hulle van praat nie. Ons wêreld waar ons lewe is baie verdwaas en verdeel mekaar. Jesus is die enigste oplossing. Die opgestaande Jesus, hy is ons oplossing. Kan ons sê amen? Amen.